Goeiemôre, ek groet jou met die woorde, die Here het opgestaan. Ons lees in Johannes 11 waar Jesus vir Martha sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Kom ons begin dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons ook dit wat Martha hier bely, ook vanmôre kan bely en sê dat ons glo dat U die Christus is wat moes kom. Ons glo dat U opgestaan het, ons glo dat U vir ons 'n hele nuwe bedeling kom voorberei het en kom inlei het en ons wil vir U dankie sê dat ons deel daarvan kan wees. Wil U vanmôre vir ons seën op hierdie spesiale dag waar ons die opstanding vier en wil U gee dat ons ook hieruit iets wat ons kan saamvat, Here, met ons lewe vorentoe, maar dis wat U in gedagte gehad het toe U Seun gestuur het. Wil U vir ons seën, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons lees die opstandingsgebeure soos wat dit vir ons in die evangelie volgens Lukas in hoofstuk 24 beskryf word. Kom ons lees 'n paar verse daar saam. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop en toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Ek hoor op 'n stadium die storie van 'n man wat sy motorsleutels verloor. En is donker buite en daar onder 'n straatlig begin hy te soek na die motorsleutels. En die polisie stop daar en vra vir hom, wat soek jy? En die man sê, ek soek my motorsleutels en ek kan hulle nie kry nie. En die polisie begin te help soek. En na 'n paar minute vra hulle vir hom, is jy seker jy het dit hier verloor? Die man sê, nee, ek het dit daar in die parkie verloor. Maar hoekom soek jy dit hier, vra die polisie? Want hier is meer lig as daar, sê die man. Ek sal in die donkerte nooit dit kry nie. 'n ander weergawe van die verhaal wat ek al vroeër gehoor het, is waar 'n geestelike leermeester by sy student se huis aankom. En hy sien die student soek iets in die gras, 'n kosbare steentjie wat hy daar verloor het. Toe die leermeester vir hom vra, maar waar dink jy het jy dit verloor? Toe sê die student, wel, ek het dit in die kelder van my huis verloor. En toe die leermeester voorstel dat hulle daar gaan soek, antwoord die student, nooit, 'n mens sal nooit enige iets in daardie donker kelder kry nie. Albei stories vertel die verhaal van ons as mense wat soekend is, maar ons wil nie op die moeilike plek soek nie. In plaas daarvan soek ons daardie kosbare ding waarna ons soek en waarna ons 'n behoefte het, waar dit maklik is, maar waar ons dit nooit sal kry as ons dit daar soek nie. En dis die verhaal van God wat mens geword het en by ons kom woon het en in Jesus het ons op 'n vreemde manier ervaar dat ons 'n skat het
wat hy wil hê ons moet vind. En ek dink die skat wat die opstanding vir ons kom wys, is dat Jesus gesê het wie hy is, en dat hy altyd dit sal wees. Hy is wie hy gesê het. Maar die verhaal van Lukas, wat Lukas vertel van die Here Jesus, wys hoe dat almal wat daarvan deel was, gesukkel het, verward was, geskok was, Petrus wat verwonderd was oor wat daar gebeur het. En daarom vra die engele, of die manne met die blinkklere vir die vrouens, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. En ek glo as ons die betekenis van dit wat God deur die Here Jesus gedoen het, wil verstaan, dan is die vraag wat ons vandag moet beantwoord, hierdie vraag: hoekom doen ons dit wat die vroue hier gedoen het? Hoekom soek ons op die verkeerde plekke? Hier is 'n diep misterie en 'n geheimenis aan verbonde. Maar dalk wou die engele iets kom vertel van die menslike natuur. Want dalk wil hulle opmerking iets kom vertel van die mens wat gedurig op die verkeerde plek soek na die lewe. Soos in die twee stories aan die begin, soos wat Adam en Eva aan die begin op die verkeerde plek gesoek het, na wat God vir hulle in gedagte gehad het. Soos wat die vroue hier in die graf kom soek. Want hy vertel vir ons iets van die menslike toestand en hoe die opstanding van Christus juis dit vir ons wil kom verander. Ek dink die eerste woorde van Jesus toe hy in die bediening betrokke raak, was die woorde in Matteus 3 vers 17, toe Jesus sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die woord bekering, weet ons, in Grieks beteken dit is die woord metanoia, wat eintlik beteken 'n regomkeer. Letterlik beteken dit is 'n verandering van denke. En dalk is 'n beter vertaling, as Jesus sê, bekeer julle, dan wil hy vir hulle sê, verander die rigting waar jy soek vir die ware lewe en die ware geluk. Want dit is wat hier by die graf gebeur. Engele vra, hoekom soek jy die lewende tussen die dooies? Hoekom soek jy jou lewensgeluk op 'n plek waar jy dit nooit gaan kry nie? Eintlik vra die engele meer as hoekom hulle vir Jesus soek. Hulle wil eintlik sê, daar's 'n probleem met die mens se geskiedenis. Ons soek op die verkeerde plek na die lewe en na vervulling. En ons kan 'n klomp voorbeelde daarvan vir mekaar sê. Want eintlik as ons mooi dink, dan gaan dit oor die geskiedenis van die mens. Die verhaal van mense wat op die verkeerde plek na die ding soek wat die Here vir ons in gedagte het. En is asof Jesus hierdie ding wou kom regstel het met die opstanding. Ons soek byvoorbeeld vervulling in die bou van 'n ryk, die bymekaar maak van dinge rondom ons. Ons egos en ons identiteit wil ons bou ten koste van ander mense. Ons soek veiligheid deur geweld en oorlog. En te lank het ons gedink, oorlog bring vrede. Ek lees dat iemand skryf in 'n Kanadese koerant van die vorige eeu, staan daar, daai aanhaling, war does not determine who is right, only who is left. En dan is die wat oorbly ook nie wenners nie. Op 'n persoonlike vlak soek ons op verkeerde plekke. Ons soek vervulling in die belofte van geld, soek ons die geluk wat ons altyd nastreef. En daarom het ons 'n aanhoudende gejaag en 'n gedrewenheid om al ons begeertes te bevredig. Ons soek goedkeuring van ander. Ons soek 'n beter reputasie. Ons wil beter voel deur te hoor wat ander mense oor my dink. Dit bepaal hoe ek voel oor myself. Ons soek mag en beheer oor ons eie lewe, omdat ons nie aanvaar dat die Here 'n verloop het in die heelal nie, en dat hy die beste vir ons wil laat gebeur nie. En nou wil ek mag en kontrole daaroor hê. Ons soek sekuriteit deur skatte vir onsself op te gaar. En ons is te bang om vanuit ons oorvloed, want baie van ons het baie oorvloed, om vanuit ons oorvloed uit te deel, omdat ons persepsie is dat ons nooit genoeg sal hê nie. Ek het 'n goeie vriend, hy skryf my hierdie week, sy kleindogter
so min of meer 7 jaar oud, vra vir haar ma, hoekom moet my pa George toe gaan, om daar te gaan werk? En haar ma antwoord haar, omdat hy geld kry daarvoor om kos te koop, en sodat jy kan skool toe gaan. En die dogtertjie vra, het ons dan nie genoeg geld nie? En is ons dan nie tevrede met wat ons het nie? Waar soek ons die lewe wat Jesus vir ons wil kom gee? Ons soek vir die lewende tussen die dooies, wanneer ons vryheid soek en net begeer om te doen wat vir ons lekker en gemaklik is. Ek lees dat iemand skryf oor die twee dinge, geestelike dissipline teenoor vryheid. En dit klink of die twee goed teenoor mekaar staan, want dissiplines soos gebed en meditasie en eenvoud en studie laat baie keer vir 'n mens dink dat jy beperk word. Is 'n klomp reëls en 'n klomp moeite van dinge wat jy moet doen. En dan sê iemand soos Dallas Willard, dan sê hy hierdie ding, hy sê spiritual disciplines are the means by which we become truly free. Free from sin, free from ego, fear, etc. Want dit help jou om vry te kom van dinge soos kompulsiewe gedrag. Dit is daai dinge wat jy nie 'n beheer oor het oor wat jy doen nie. Soos verslaafdheid aan sosiale media, aan kos, jou ego, jou goedkeuring van ander mense ensovoorts. En dit help jou want dit vul jou met 'n innerlike vrede en 'n helderheid sodat jy nie bloot net reageer op die lewe wat die lewe vir jou bied nie, maar jy kan regtig voluit gaan leef soos wat die Here Jesus vir ons kom sê, hy wil die oorvloed vir ons kom gee dat ons die oorvloed kan beleef. En dit help ons want dit bring ons in lyn met iets wat groter as jouself is. As ons dink daar is niks beter in die lewe as verwarring, as lyding en as hartseer wat ons baie keer rondom ons sien nie, dan soek ons waarskynlik op die verkeerde plek. Ons soek die lewende tussen die dooies. Maar ten spyte van die feit dat ons mense is en op verkeerde plekke soek, en altyd ons sleutels wat ons verloor in die straat soek, en die kosbare steentjies wat ons verloor op die gras soek. Ten spyte daarvan, en juis as gevolg daarvan, het Christus gekom om vir ons die pad te kom wys. Hy het ons kom leer om reg te kyk op die regte plek. Hy het gekom om ons blindheid te genees, wat maak dat ons nie sien wat hy vir ons wil wys, wat ons moet sien nie. En om ons verwarring van waar ons moet soek na wat reg is, kom wegneem. En die rigting waarin ons kyk en hoe ons dink oor dinge kom verander. Metanoia. En toe die engele in die graf vra, hoekom soek julle die lewende tussen die dooies, het hulle eintlik aangekom dat die probleem deur die geskiedenis van die mensdom genees is deur die opstanding. Hy is nie meer hier nie, julle moenie meer so dink nie, julle moenie meer hier kom soek nie. Ongeloof is vergewe, want die lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus het vir ons kom wys dat ons diepste verlange stilgemaak word deur wat Jesus gedoen het. Ons weet waarom te soek vir ware geluk en vir die ware lewe. Wel, wat het verander? Ja, by Jesus se volgelinge het daar 'n nuwe werklikheid aangebreek. Wanhoop is vervang deur hoop. Die dood was toe nie die wenner gewees nie. En skielik was daar 'n groot verhaal waarvan hulle deel was. Hulle was almal skielik deel van dit wat gebeur het daar en wat sou uitspeel na die opstanding. Eendag sou hulle ook opgewek word. Die groot prentjie, dit gaan nie meer oor die Romeine wat hulle verdruk nie. Maar as 'n goddelike plan wat ontsluit is. En dan, wat nog verander het, die opstanding was die bewys dat Jesus regtig is wie hy gesê het, hy is. Hy is die Seun van God. Hy is wie hy gesê het. So ek sluit af met 'n verhaal uit die Ou Testament wat vir my baie beteken. Op 'n stadium openbaar God
hom aan Moses by 'n brandende bos. Ons ken almal die verhaal, die bos brand nie uit nie, en Moses stap nader en God sê, bly net daar staan, moenie nader kom nie, trek uit jou skoene, want dis heilige grond. En God sê, ek sien die swaar kry, wat jy en die volk kry, ek wil julle kom verlos. Klink amper asof God voor die kruisigingsnaweek na die mensdom kyk en sê, ek sien die swaar wat julle kry, ek wil julle verlos. En Moses vra vir die Here, wat is u naam as hulle vra, wie het my gestuur? En God sê, my naam is, ek is wie ek is. Ek is wie ek is beteken, ek is ewig, soewerein, selfgenoegsaam, ek het niemand anders nodig om te wees wie ek is nie. Maar ek is wie ek is, beteken ek is ewig, en dit beteken ook ek sal vir ewig wees. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ek sal vir ewig daar wees waar jy my nodig het. En dalk beleef jy dat jy op 'n tyd is waar jy op 'n verkeerde plek na die verkeerde dinge soek. Dalk ervaar jy 'n stuk moedeloosheid, 'n stuk geestelike doodsheid, of 'n bedreiging wat soos 'n helikopter oor jou kop heeltyd hang en jou volg. Maar omdat hy opgestaan het, het Jesus gewys, ek is wie ek is. En ek sal daar wees, wanneer jy my nodig kry. En ek wil nadat ek vir ons gebid het, wil ek 'n lied speel, 'n bekende lied, waarskynlik vir baie van ons, 'n lied geskryf deur een van die sangers van die Nederlandse groep Sela, in 'n tyd toe een van die ander sangers met kanker gediagnoseer is, en die lied het daaruit ontstaan. En in die toekoms het hulle dit toe, of daarna het hulle dit toe 'n paar keer gebruik, vir as daar moeilike omstandighede is, en hulle moet bedien, en dan sing hulle hierdie lied, want dit is 'n lied, wat eintlik kragtig is, om te sê, dat as jy nie voel asof die Here daar is nie, dan weet jy, daar is hoop, die Here is altyd daar. En dan het hulle hierdie lied gesing, die naam is, ek sal zijn, wat beteken, ek sal daar wees. En dit is die boodskap wat die Here vir ons kom gee. Daar by Moses, ek sal daar wees, ek is wie ek is. Daar by die kruis, daar by die graf, daar by die opstanding. Ek is wie ek is. Dit is 'n lied wat handel oor die opstanding. God wat sê, soek die lewende by die lewendes. Ek sal zijn, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ek sal daar wees. Kom ons bid saam en dan luister ons na die lied. En daarna sal ek vir ons die seën uitspreek. Hemelse Vader, dankie vir hierdie eenvoudige gedeelte uit u woord uit, waar u vir ons vanmôre wil kom sê, dat ons mooi moet kyk wat u vir ons sê, en dink wat u vir ons nog altyd kom sê, oor hoe getrou u is, en hoe u vir ons sorg, en hoe u vir ons God wil wees, daar waar ons u nodig het. En daarom, Here, is dit asof die engele, of die manne met die blinkklere, ook vanmôre vir ons vra, hoekom soek ons die lewende tussen die dooies? Dankie, Here, dat u vir ons alles kom doen het, om vir ons 'n nuwe toekoms oop te maak, vir ons as kerk, vir ons as gelowiges wêreldwyd, om te kan weet, dat u die Christus is, wat die dood oorwin het, en daarom sal ons dit ook oorwin. En daarom, Here, wil ons vanmôre hierdie lied luister, en vir ons sê, en vir u sê, ons hoor dat u vir ons sê, ek sal altyd daar wees, ek is wie ek is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons luister saam na die lied. Hoe wonderlik mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat over mijn leven. Ik ben bij jou, die
ontvang die seën van die Here en gaan leef in die opstandingsvreugde wat die Here vir ons kom gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.